dat dit moenie ons idees wees en ons planne nie. Dit moet God se woord wees, God se waarheid, God se opdrag, God se stem. Kan ek 'n amen kry? God se woord. Amen asseblief. Ek gaan julle weer leer amen sê, nee. Ek sê God se woord, God se spraak, God se stem, God se heerlikheid, God se krag, God se grootheid. Ja, goed, nou is julle weer reg om amen te sê, dis mooi. As jy reg om jou Bybelverklaring te doen, dan sê ons, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Ek is nog altyd van mening dat kinders juis bedoel is om vir ons as groot mense te laat aanhou en weer te probeer en dat hulle soort van ons motivering is. Hulle is eintlik 'n dryfveer vir ons. En tot op 'n dag wat jy begin om jou kind af te skryf. Pas op, nou moet jy nie amen sê nie, nee. Want jy gaan nooit jou kind afskryf nie. Maar in 'n sin doen ons dit. Ons sê vir hulle, julle luister meneertjie, jy's nou groot genoeg, jy moet nou jou eie geld verdien. Jy weet, en so gaan ons aan ons verskillende goed, en ek sê nie dis verkeerd om jou kind selfstandigheid tot selfstandigheid te bring nie. Wat ek vir jou wil sê is, laat dit bly jou kind. Ongeag waar jou kind is, ongeag hoe oud jou kind is. En daarom behoort daar nie so iets te wees, soos wat ons dit beleef soms, laat daar so verwydering kom tussen oud en jonk, laat daar nie meer 'n verbintenis is nie. Daar moet juis 'n verbintenis wees. Ek dink jonk moet tot die einde toe respek hê vir oud. Kan ek dit weer sê? Ek is oortuig daarvan dat jonk moet tot die einde toe, totdat oud sy of haar kop neerlê. En selfs dan in die nagedagtenis van oud, moet jonk nog steeds respek hê. En daarom wil ek jou aanmoedig om hierdie kinderdae of hierdie kindergedagte, uitspruit lood gedagte, te sorg dat dit diep in jou hart ingeplant is en laat jy besluit, daar is nie te oud of te jonk nie. En daarom as ek vandag met jou gaan praat oor as kinders lei, wil ek verseker iets wakker maak wat ek dink ons verskriklik maklik kan in 'n oomblik miskyk. Ek dink ons almal gee erkenning en ons almal dink so daaroor, maar dat ons in 'n oomblik wat daar iets gebeur, eerder sal dink aan wat beleef ek, as wat ek dink wat beleef jy. Met ander woorde, as 'n pa of 'n ma, sal ek dink wat gebeur nou met my of pa of ma, en ek sal nie dink wat gebeur met my kind nie. Ek sal nie kan insien dat my kind pyn nie. En ek weet, dis nie 'n veralgemening nie, en ek wil die disclaimer net weer so ingooi, ek wil hê, jy moet iets weet, dat ek dink die duiwel soek jou kind. Dink die duiwel gaan nie tot rus kom, voordat hy nie jou kind het nie. Hy gaan alles probeer, om jou kind van die spoor af te kry, om jou kind in die verkeerde koers te laat gaan. En daarom het ons hierdie roeping en taak as ouer, as groot, as oud, het ons hierdie roeping en taak om te sê, ek gaan iets daaraan doen. My kind, ek gaan iets daaraan doen. Nou, as ek sê, as kinders lei, bring hulle, wil ek vir jou gedeelte lees uit Markus die 9de hoofstuk, en jy kan dit saam volg in jou Bybel as jy daar het, dan kan jy van vers 14 saam met my lees. Hy sê, en toe hy by die disippels kom, dis Jesus,
Hy sien hy 'n groot menigte om hulle en skrifgeleerdes wat met hulle rede twis. En dadelik toe die hele skare hom sien, was hulle baie verbaas en het na hom gehardloop en hom gegroet. Daarop vra hy die skrifgeleerdes: "Waarom rede twis julle met hulle?" Nou, dis nogal moeilik en my Grieks is nou nie so hoog gevorderd, jy weet, so seker die taalkundiges is nie, maar dis bietjie moeilik om die hulle en die hy en die wie en alles, jy weet, op die regte plek te sit. Maar dit wil vir my lyk asof hierdie pa, en ons gaan nou verder lees, sy seun gebring het na die disippels toe en hulle kon nie die stom of die bose gees uitdryf nie. En die skrifgeleerdes was naby gewees. En iewers ontstaan daar toe nou 'n gesprek oor, is daar sulke goed soos duiwels? Kan 'n kind duiwelbesete wees? Nee, ek sal nie nou dadelik ja sê nie, maar ja kan wees, nee. Wie wil sê nee? Ek hou daarvan, dit is 'n oulike oomblik. Wie wil sê nee? Goed, sien jy, hier het ons 'n rede twis, nee. Kan dit of kan dit nie? Wel, ek wil vir jou sê, as jy jou bloetjie so kyk, dan gaan jy vir my sê, nee, my kind het nie 'n duiwel nie. Want ek is oortuig daarvan dat my 2 seuns het nie duiwels gehad nie. Die duiwel het hulle gesoek, maar het hulle nie gekry nie. Want hoekom? Hy het hom vasgeloop teen die bloed aan die deurposte. Jy moet die Bybel ken om daai stukkie te verstaan, hè? Ek het in die aande, in die donker nag, het ek by hulle kamerdeure gaan staan, soos wat Egipte die uittog, het ek die bloed aan die deurposte en my gedagtes daar kom smeer, en gesê, duiwel, jy los my kinders uit in Jesus se naam. So die duiwel soek jou kind en ons kan daaroor stry, is dit nou ja of nee, kan 'n kind 'n duiwel hê, kan wat ook al wees, nee. En hier ontstaan hierdie redenasie. Maar nou is daar iets wat vir my baie kosbaar is, wat die Heilige Gees in my hart laat opspring terwyl ek hierdie boodskap voorberei en ek vanoggend weer so daar sit en ek lees voor die diens en ek sê, Here, is daar iets wat ek mis? En ek hoor hierdie sinnetjie. Die skrifgeleerdes het toe nooit een enkele wonderwerk gedoen nie. Die skrifgeleerdes het toe nooit volgens my kennis 'n wonderwerk gedoen wat opgeskryf is nie. Net so min die fariseërs. So of jy nou glo in duiwels en of jy nie glo in duiwels nie, dit lyk vir my Jesus was op 'n ander vlak gewees. Want hoekom? Toe Jesus op die toneel verskyn, dan hardloop almal na hom toe en hulle groet hom, want hoekom? Ek dink hulle het verstaan dat Jesus is die antwoord. Kan iemand amen sê? Jesus is die antwoord. So wil ons kinders by 'n liefde vir die Bybel uitbring met ons kinderkerk? Wil ons kinders, skrifkennis gee? Of wil ons kinders 'n geloof en 'n oortuiging gee dat Jesus die antwoord is? Sê amen. Want hy is die oplossing. So kan ek jou help om verder saam met my te lees, dan kom een uit die skare uit, dis nou uit daardie rede twis uit. En hy antwoord en sê, Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring. Jy moet hoor, daar's altyd 'n blokkasie as jy iets van God wil vra. Dis vir my so, jy weet, laat jy kan nie Jesus sien nie, want hy's baie besig. Vat hom aan na sy disippels toe. Kyk of sy disippels iets kan regkry. En toe doen die pa dit heel moontlik. Hy sê, jy weet, ek het hulle na u toe gebring, en waar hy hom ook aangryp, skeer hy hom, en hy kry skuim in die mond, en hy kners met sy tande, en hy word styf, en ek het die disippels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie. En dan sê die sinnetjie verder. Hy sê, toe antwoord Jesus hom, die man, die pa van die kind, en sê, O ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe.
Sê dit hardop saam met my. Bring hom na my toe. Kom ons doen dit weer. Bring hom na my toe. Bring ons kinders na Jesus toe. Bring jou kind weer by Jesus. Ja, maar pastoor, is lekker koppig. Ja, die Bybel sê mos daarvan, hy word styf, jy weet. Party van hulle het sulke stywe nekke, jy weet, en hulle het hulle eie idees en hulle alles. Maar kan ek vir jou sê, as jy desperaat genoeg is, as oud besef, jonk kan nie sonder oud klaarkom nie, dan staan oud vas. En oud sê, die enigste antwoord is Jesus. Die enigste oplossing is Jesus. En daarom wil ek jou vanoggend aan die hand vat, en ek wil hê jy moet iets verstaan waar ons begin het. Jy sal onthou die oggend wat ons kindertoewyding hier gehad het, oupa, ouma, ma, pa, en met die kleindogtertjie, en dit het alles begin vir my iets losbreek, en ek het iets begin verstaan, van hoekom ons uitspruitlote jaar het, hoekom ons sê, dis die jaar wat die Here die nageslag weer om laat dien, en dis hoekom hulle sal weer om opstaan, en ek is oortuig daarvan, dat hierdie jaar gaan besonders anders raak. Ek is oortuig daarvan, hierdie jaar gaan 'n verrassende element hê. Gaan iets vir ons uitwys, wat ons nie gedink het, dit kan moontlik wees nie. Want ek is geneig, ek het altyd gesê, dat as die Here my roep vir die bediening, dan kan hy 'n bedelaar onder 'n brug gaan uithaal, en dan kan hy hom ook 'n bedienaar maak van die evangelie van Jesus Christus. Want hy's God, hy kan enige iets doen. En daarom wil ek hê jy moet iets verstaan, dat toe ons gepraat het oor Kain, en wat het met hom gebeur, in 1 Johannes 3 vers 11 tot 12, lees ons 'n verklaring daarvan. Dit sê, want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. En is dit nie waar, dat dit is waar jou evangelie begin het? Dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy jou sondaar status en jou oortredinge misgekyk het, en dat hy besluit het, weet, om jou in liefde aan te neem en te vergewe, om soos die verlore seun se pa, jy weet, die oplossing te gee, en te sê, jy is my kind. En is in hierdie belewenis van dat jy God se kind is in sy liefde, dat die boosheid net eenvoudig nie wil laat gaan nie. En wat daar gedurig deur nog weer leuns en onwaarhede in mense se harte inkruip, ja, dat die bose die oorhand kry, en laat hulle kan doodmaak, en laat hulle kan wen, en laat hulle kan stikkend maak, en laat hulle kan doen net wat hulle wil. So ons lewe eintlik in 'n selfde oomblik, waarin ons weet van God se liefde, maar ons ervaar nie altyd God se liefde nie. Ons ervaar die teen. Ons ervaar die kwaad en die boos. Ons ervaar hoe dat daar die seun styf trek en styptrekkings kry en skuim en alles wat daar verduidelik was. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, daar is nog steeds 'n duidelike verskil tussen boos en regverdig en reg. Die verskil tussen reg en verkeerd het nog nooit weggegaan nie. Die lig is nog steeds lig, en die duisternis is nog steeds duisternis. Kan ek vir jou sê, ek en jy moet soek na die lig. Ons moet soek na die reg. Ons moet soek na wat edel is en wat belangrik is. En daarom as ek sê dat die Kain storie herhaal, dan is dit vir my so, dat as hierdie seun van wie ons lees, hierdie pa, asof die duiwel nog steeds nie opgehou het nie, van Kain se tyd af, het hy nie opgehou nie, en ek wil sê selfs vandag, na die storie van hierdie seun, het die duiwel nog nie opgehou nie, hy soek jou kind. Hy wil jou
kind kry in sy mag. En net ek en jy kan opstaan, dikwels en veg, en Jesus doen dit juis in 'n demonstrasie daarvan. Hy sê, en toe Jesus sien dat 'n skare bymekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê. En ek wil hê jy moet sien, hoe los Jesus dit op. Nommer 1, noem hy die gees onrein. Want God is rein. Jy sien, kom ons sê weer wat die duiwel is en wat hy nie is nie. En ons sê wie ons God is. God is lig en in hom is geen duisternis nie. Maar kan ek vir jou sê, die duiwel is die vader van die leuen en hy sal nie ophou om te soek en te slag en te steel en te vernietig nie. En dan doen Jesus die tweede ding, hy sê dis 'n stom en 'n dowe gees. Halleluja. Nou kyk gou mooi, die kind het 'n stomme gees en die disippels verstaan nie dat die kind hoor hulle nie. Want hy's doof ook. Hy het 'n dowe gees ook. So dis vir my so mooi en ek wil vir julle sê dis net Jesus wat so slim kan wees. Is net die werking van die Heilige Gees wat so kragtig kan wees. Dis net die openbaring van die Heilige Gees wat vir jou kan wys en sê, dit is wat nodig is. Dis nie net 'n stom gees nie, dis ook 'n dowe gees. En as jy vir die dowe gees sê, luister, hoor, dan kan daardie gees nie anders as om te onderwerp nie. Want in die lig en die gesag van ons Here Jesus, in die posisie van ons Christendom, kan ons staan en ons kan sê, die Here het vir ons 'n opdrag gegee om die duiwel te weerstaan en hy sal van ons al wegvlug. En kan ek vir jou sê, moet asseblief nou nie die duiwel bind nie, jy weet, weerstaan hom eerder, is baie makliker. Is baie beter om hom weg te jaag. En Jesus doen dit so mooi. Jesus gebied daar die gees om uit hom uit te gaan en nooit weer in hom in te kom nie. Kan jy hoor, Jesus doen altwee? Hy sê eers vir die bose gees, die stomme gees, die onreine gees, dryf hy uit, hy sê, gaan uit. En dan doen hy die volgende, en hy sê, jy kom nie terug nie. Ek wonder of ons baie keer in ons ouerskap, in ons oud en jonk belewenis, jy weet, dan maak ons iets reg, maar ons stop dit nie. Ons voorkom dit nie. Ek weet nie of jy nou snap waarvan ek wil praat nie, jy weet. Maar dit is as jou kind nou aanhou om geld by jou te leen. Dan maak jy elke keer jou kind se probleem reg. Leer hom geld te maak. Leer hom aan wie behoort die beeste op 1000 heuwels. Laat jou kind se geloof weer groot word. Laat sy naam is Jahwe Jireh, die God wat voorsien. Laat jou kind weer verstaan, laat alles wat hy van die Vader bid, sal hy ontvang. En daarom wil ek hê jy moet verstaan dat Jesus doen dit so mooi. En hoe reageer die duiwel op Jesus? Dit is my so kosbaar. Laat die duiwel hom toe nou eenvoudig nie eers aan Jesus steur nie. Kan jy dit glo? Jesus beveel daai gees om uit te gaan. En hy sê, jy kom nie terug nie. En wat doen die duiwel? Wat laat hy gebeur in hierdie kind? Kyk wat gebeur. Hy sê, en nadat hy geskreeu het en hom baie stryptrekkings laat kry het, het hy uitgegaan. En die seun het soos 'n dooie geword, sodat baie gesê het, hy is dood. Hy is dood. Dis verby. Ek wil vir jou sê, ek glo weer meer as ooit in my lewe, dat die opdrag van ons Here Jesus Christus, as hy sê, gaan maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit, dat ons 'n mandaat het, dat ons 'n autoriteit
autoriteit het, dat ons 'n gesag het om selfs op daardie vlak te kan begin beweeg en tot ons sê dat God is magtig om te doen en hy is in staat. En ek is so bly, ek hoef dit net te spreek, ek hoef dit net in die lewe te roep, ek hoef dit net in my gebed voor God te bring. Ek wil hê jy moet weet, in hierdie selfde gedeelte sê Jesus, dat hierdie geslag sal nie uitgaan sonder vas en gebed nie. Wanneer laas het jy so ernstig gevoel, dat jy vas en bid, en sê, Here, hierdie ding moet verander, hierdie saak moet regkom. Ek wil vanoggend jou in die hand vat, en dan wil ek jou help om te sorg vir jou kind se geloof, en vir jou eie geloof, dat jy sal verstaan, dat elke keer as jy jou kind geloof leer, dan is jy besig om vir jou kind te sê, iets te sê, maar kan ek vir jou nog 'n bladsy gee, kan ek vir jou nog 'n hoofstuk gee, kan ek vir jou nog 'n papierklippie gee, en sê, sit nog ietsie by, en dit is, dat die duiwel moet bestraf word. Die duiwel moet weerstaan word. Kan ek jou help om te verstaan, 'n passiewe geveg teen die duiwel het jy verloor. Stil bly teenoor jou vyand het jy klaar verloor. Jy moet spreek. Jy moet optree. Jy moet gesag en autoriteit verklaar. En jy moet sê, in die naam van Jesus. En daarom as ek jou kan help om dit te verstaan, dan wil ek hê jy moet onthou, dis vir my, dit staan so duidelik geskryf in Jakobus 4 vers 7, as hy sê, onderwerp julle dan aan God. En ek wil hê jy moet weet, die duiwel gaan nie vir jou luister, as jy dink jy kry dit reg nie. Jy gaan moet verstaan, dis Jesus, dis die krag van God in Jesus. En is wanneer daardie autoriteit van Christus Jesus, daardie onderwerping aan God, in sy plek en sy posisie kom, wat as jy vir die duiwel sê, gaan weg, dat hy sal wegvlug. En ek wil hê jy moet weet, ons moet ons kinders leer, ons moet hulle leer van die Heilige Gees, ons moet hulle leer van die krag van die Heilige Gees, ons moet hulle leer van die gesag en die autoriteit wat hulle het in Christus Jesus. En daarom wil ek hê jy moet weet, as ons dan wat sleg is weet, en ek wil hierdie vers herhaaldelik in jou hart wakker maak, as ons weet om goeie gawes te gee, dan word dit tyd om te sê, gee vir jou kind ook geesgawes. Wys vir jou kind hoe werk die Heilige Gees in jou hart. Wys vir jou kind hoe dat die Heilige Gees jou kan vervul en hoe jy in die Gees kan wees op die dag van die Here. Hoe dat jy soos Johannes op die eiland van Patmos soos 'n dooie aan sy voete kan neerval en sê, Here, U is God, U is magtig, U is heilig. Daar's niemand soos U nie. U is my God. Jy in daardie krag van God kan staan. Passiwiteit verslaan nie die duiwel nie. Saggies praat help nie altyd nie. Somstyds moet jy met 'n groot stem uitroep, soos Jesus uitgeroep het, toe hy gesê het, Lazarus, kom uit. Dit is my altyd interessant, jy weet, ek fluister dit nou, Lazarus, kom uit. Maar as jy wat dit was nie. Die Bybel sê Jesus het met 'n groot stem uitgeroep. Kan ek dit maar doen? Hou vas jou hand. Lazarus! Kom uit! Dis 'n bietjie anderster stem met my saam. Kan ek vir jou sê, is nie deur krag of deur geweld nie. Dis nie hoe hard ek kan skree nie. Dis nie hoe, maar dis die Gees. Die krag van God. Wat 'n verskil kom maak. En kan ek vir jou sê, ek weet uit ervaring, dat wanneer die Gees van die Here beweeg, dan begin jy voel, hier's iets aan die gebeur. Dan begin jy voel, hier's iets wat wil plaasvind. En daarom is dit nodig, dat ek en jy sal verstaan, dat die sleutelwoord bly, B-I-D. Bid. Bid. Bid, bid.
So passiewe gebedjie, liewe Jesus, help asseblief my seentjie, help my dogtertjie. Of is dit 'n gebed wat soms sy Getsemane oomblik het, waar jy met soveel intensheid bid, dat jou sweetdruppels soos bloed van jou wil afdrup. Jy sê, Here, dis my kind. Dis ons kinders. Dis ons toekoms. As ek jou kan help om dit in jou hart wakker te maak, dan wil ek hê jy moet weet dat God se grootwordplan was nog altyd, dat of jy oud of jonk is, dat jy sal verstaan dat daar's gawes van die Gees wat aan die werk wil kom, en dit is die enigste gawes wat vir jou behoud op jou lewe gee. Dis wanneer hierdie gawes begin funksioneer, en jy kan hulle gaan lees in Korintiërs 12, wysheid en kennis en geloof en gesondmaking en kragte en profesie en onderskeiding van geeste en tale en uitleg van tale. Ek wil vir jou as 'n Pinkstermens weer sê, begin maar weer glo in tale gebed. Begin maar weer verstaan dat daar 'n oomblik is wanneer jou versigtinge so mate is dat jy nie meer net in 'n moedertaal kan iets probeer nie. Jy kom agter hoe dat die Gees met onuitspreeklike sigtinge, en ja, jy kom agter jy's van 'n ander stemtoon, jy's van 'n ander manier. Jy's nie jouself nie, want hoekom? Dis die Gees van God wat deur jou werk. Die Gees van God wat in jou werk. Is daar die krag van God, daar die demonstrasie van God, wat soms nodig is. Ek glimlag nou en nou skinder ek so 'n bietjie uit die huis uit, maar ek wil by die huis indraai en Lumay sê vir Margaret iets, en Margaret antwoord vir Lumay iets, en nou is dit weer Lumay wat iets sê, en Margaret weer iets sê, en so gaan, en ek hou die kar in die middel van die straat stil. En ek sê, Lumay, ouma het gepraat. Nou ja, as jy glad nie gewild as oupa nie. Jy kan net sowel nie die oupa wees nie. Maar kan ek vir jou sê, die duiwel soek ons kinders. En ons gaan nie ons kinders prys gee nie. Ons gaan nie, het ek nie eers een amen gekry nie, ek sê ons gaan nie ons kinders prys gee nie. Ons kinders vir die Here. Ons nageslag vir die Here. En hoe kry jy dit reg? Jy demonstreer die gawes van die Gees. Jy wys jou kind, laat dit in jou hart werk. En nou wil ek jou by 'n besonderse punt bring, wat jou sensitief moet maak. Ken ons nog ons kinders se pyn? Nadat ek nou so kwaai was met die ou klein kind, en hy daar uitspring uit die kar uit, en hy's daar in die huis, en nou weet ek gewoonlik het ek nou so 'n uur of 2 vrede, jy weet, dan kom maak hy nie gou weer 'n draai nie, jy weet. Dan sit 'n pyn ek nou maar vir myself, ja, hoe kan jy nou so hard op die klein ding wees? Hy moet mos nog leer en verstaan en groot word en alles wat moet gebeur, en man, is hy nie lekker preekmateriaal nie. Maar kan ek vir jou sê, en toe ek nou hierdie ou klomp gesiggies, en is te klein vir jou om dit alles te sien. Dikwels kan jy net op jou kind se gesigsuitdrukking iets mos al sien. Amen. Is dit so? Lees julle julle kinders se lyftaal? Skryf julle partykeer daai lyftaal woordjie uit? Hulle noem dit vloermoere. Dis die enigste tyd wat ek van moer mag praat in die kerk, nee. Goed. As hy styf skop, en as hy nie wil nie, en sal nie, en hierdie en daai, en alles, en ek wil jy moet weet, dat ons sien dit, ons beleef dit, ons ervaar dit, en ons weet nie aldag wat om te doen nie. Ek het die oplossing vir jou, as ons dan wat sleg is weet, kom ons gee geestigheid, kom ons antwoord daardie oomblik met geestigheid. Dit help nie, jy probeer om met 'n teenargument of deur jou stem te verhef, en om al hoe harder te praat, en al hoe meer beslis te raak. Wat kan daardie ou klein mensie wat so lank en groot is teen hierdie groot sterk mens reg kry? Behalwe as jy vol van die Gees is.
Dan kan jy daardie kind aan die hand vat. Dit is ongeag ouderdom, of jy jou kind kan help of nie kan help nie. Hy kan 50, 60 jaar oud geword het. Dan kan jy nog 'n demonstrasie wees van die salwing en die inspirasie van die Heilige Gees. En dit is vir my nogal interessant. Ek dink hulle leer vinniger as jy ouer is. Dat pa was toe reg. Ma was toe reg. En ek wil vanoggend vir jou sê, as 'n kind op 3 weke genesing nodig het, of as 'n kind op 30 jaar genesing nodig het, dis dieselfde genesing. En so kan ek met elke ander ding sê, jou kind het God nodig. Jou kind het God nodig. Ja, jou kind het lank al vergeet, hoe dat mamma die ou Bybelstorietjie daar op die bed vertel het, toe hy nou nie wil slaap nie. En later dan, as ma nou klaar is met die Bybelstorietjie, en Noag het in die ark gegaan, en liewe Jesus het die ark se deur gesluit. Boetie, sussie, verstaan jy? Liewe Jesus sal jou nou mooi toemaak, jy kan lekker slaap. En net as jy die lig wil afsit, dan hoor jy, spring hy weer uit, en dan hy, ma, ek is dors. Mama, ek soek brood. Ek gaan jou pa roep. Jy gaan nou slaap. Môreoggend is dit weer chaos in hierdie huis. Man, ek onthou my kinderdae so goed soos kan kom. En ek wil hê jy moet weet dat ouderdom wil daardie brug oorbrug. Hy wil daardie kansellering, daardie blokkasie wegvat. Dat ek en jy weer vir mekaar sê, ek het God se Gees nodig, maar my kind het ook God se Gees nodig. En iets het my getref. Hoe gaan ons kinders anderster as om hulle pyn uit te sê? Hoe dit vir die seun gevoel as daardie stom en daardie dowe gees oor hom kom? Dink jouself in om vir 'n oomblik doof te wees. En jy kan niks hoor nie. Kan jy die pyn daarvan beleef? Kan jy die onsekerheid? Kan jy dink, as daardie klein beentjies om die hoek kom, en hy roep, en hy sê, mamma, en dit bly doodstil. Waartoe gaan hy kind, as hy roep, papa, en hy begin ernstig geroep, pa, waar is jy? Hy kind beleef alleen. Wat gaan nou gebeur? Kan ons die pyn verstaan? Kan ons vir mekaar op 'n plek bring, waar ons vir mekaar sê, dat dit juis daardie tyd is, dat dit juis daardie oomblik is, wat ek en jy 'n demonstrasie kan wees, om jou kind aan die hand te vat, groot of klein, oud of jonk, en te sê, my kind, ek sien jy staan voor 'n uitdaging. Ek sien môre se eksamen is vir jou groot. Maak jy die eksamenboek so toe, die leerboek maak jy so toe, en jy sê, kom ons bid. En ons sê, Here Jesus, help, dat ons dit kan verstaan. Kan jy jou indink, onthou jy nog jou vrese op skool, of uitdagings? As jy moet presteer, en jy voel so klein, jy voel so min, dan maak dit die wêreld se verskil, as oud, vir jonk aan die hand vat, en sê, kom ons bid. Kom ons bid, want hoekom? Jesus het gesê, dat as ons hom vra, sal hy antwoord gee.
En ek wil jou help om vandag weer saam met my te verstaan, dat as ons dit doen wat Paulus in Galasiërs sê, dan sê hy, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Want hoekom? Dis net daar die tyd spandeer, dis daar die oomblik wat jy gee, om vir jou kind te sê, kom ons stop eers hierdie lewe, ons gaan nou eers tyd gee vir Jesus. Ons gaan nou eers tyd gee vir Jesus. Ek sien jy sukkel, my kind. Ek sien hierdie besigheidskontrak druk swaar op jou hart en jy kan nie ophou om te dink aan hoe moet jy maak om vir jou huis en jou kinders te sorg. Maar my kind, ek was ook daar en ek het my les geleer en dit is wandel met God. Maak dan plek en tyd vir Jesus. Kom ons sit weer eers alles een kant toe en ons gaan op ons knieë en ons sê, Here, ons het U nodig in 'n tyd soos hierdie, want ons het 'n wrede opponent wat nie skroom om te vat wat nie aan hom behoort nie. In plaas van om saam te begin borrel en bruis en om al hoe meer ernstig te raak en te sê, ja, die politiek en die regering en die wêreld en alles is so verkeerd, om dan begin sê, Jesus is die antwoord. Bring hulle na Jesus toe. Kry hulle daar, waar jy 'n demonstrasie word van hierdie gees wat jy ontvang het, dat dit nie 'n gees van slawerny is nie, om weer te vrees nie, maar dat dit 'n gees is tot aanneming van kinders, of aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Ek hoop hierdie reeks laat iets in jou hart gebeur. Jy kan so oud wees soos Tannie Audrey, en as jy nog 'n kind. Maar pa en ma is lankal nie meer daar nie, nee. En ek wil hê jy moet weet, jy kan so jonk wees soos die jongste een vandag in hierdie kerk, as dit nog 'n kind. So lekker om te kan sing, al die kinders van God. Prys die Heer. Ek is sy kind. Is jy sy kind? Is jy 'n gehoorsame soet kind? Of is jy 'n kind in lyding en pyn? Of is jy 'n kind wat by Jesus moet uitkom? En ek wil afsluit, dankie Sissa, jy kan vir my musiek kom maak. Juist vir 'n spesifieke rede laat ek nou Sissa nou so uitwys. Ek wil jou terugvat na Kain en Abel en Set, Adam en Eva. En as jy mooi gaan kyk, dan sê jy mos nou die storie onthou, dat Kain het nou vir Abel doodgeslaan. En ek het vir jou gevra, jy weet, nou wat het nou gebeur na Eden, na die tuin van Eden? Laat dinge so rof geraak het, laat Kain so boos was, laat Kain so verkeerd kon optree om vir Abel dood te slaan. En dan sien ons dat Abel het nie 'n nageslag nie. Dit word net daar gestop. Maar Kain is op die vlug en hy gaan trou toe ewe en hy kry toe nou vir hom 'n vrou waar hy nou weggekom het van die aangesig van die Here af, sê die Bybel. So ek wil jy moet weet, hierdie aangesig, soek die aangesig van die Here, roep die Here aan, nê? Wandel met God. Daai begrippe wat ek nou vasgebou het vir hierdie jaar, moet in jou hart bly, nê? Jy moet met God tyd spandeer, jy moet agterkom God is daar. Hy's in hierdie saak. Hy's by hierdie saak. En dan is my so mooi dat hy dan nou 'n seun het, en die seun se naam is Henog, en dan gaan Genesis 4 vers 18 aan, en dan sê hy, vir Henog is Irad gebore, en Irad was die vader van Mehujael, en Mehujael, ek kan nou nie eers sy woorde mooi uitspreek, vader van Methusael, en Methusael was die vader van Lamech. Nou broers, as jy nou skrif soek vir poligamie, dan het jy dit nou hierso. Die van julle wat nou nie weet wat poligamie is nie, beteken jy mag meer as een vrou hê, nê. Maar broers, wees gewaarsku, dis gevaarlike terrein. Dis moeilikheid soek, nê. Een is erg genoeg.
Een is spesiaal genoeg, wou ek eintlik gesê het, kanselleer hy erg, né? Goed, een is spesiaal. Hy het toe 2 vroue, so hy is toe nou die eerste Bybelse voorbeeld van iemand wat meer as 1 vrou gehad het. En dis nou Ada en Silla. En van Ada se kant af is daar toe 2 kinders gebore. Dis nou 'n stukkie van die geskiedenis, jy moet maar die hele gedeelte lees. Hy sê, en Jabal was die vader van die veeboere gewees. En Jebal was die een wat musiekinstrumente gemaak het. En toe nou by die ander vrou, by Silla, word Tubal-Cain toe gebore, en hy is toe 'n kopersmid. Nou wil ek hê jy moet vanoggend 'n kind se pyn leer ken. Wil jy moet weet wanneer begin 'n kind se pyn al. En ek gaan dit so maklik en so vinnig na ons wêreld toe bring as wat ek kan, nê. As jy maar net soos jou boetie kon wees. Jy sien, Jebal kom en hy maak musiekinstrumente. En ek dink Cain het so gekyk en gesê, nou wat wil jy nou daarmee weer reg kry? Wat wil jy nou daarmee maak? Dit kan nie 'n skaap oppas nie. En dit kan ook nie koper in die vuur smelt nie. Nou moenie julle hande opsteek nie, maar ek dink die meeste van ons het in hierdie plek in ons lewe beland as kinders, waarin ons ouers wou graag hê dat ons moet 'n sinvolle beroep kies. Ons moet goeie keuses maak. En ek weet nie van u nie, maar ek roep nogal en ek dink is nog steeds so, dat as jy kies om 'n klavierspeler te word, dan sê hulle vir jou dadelik, nou, dink jy klavier speel, gaan nou vir jou brood op die tafel sit. Nee, boetie, kry vir jou bees en skape. Begin om te boer. Of jong, kry geleerdheid, laat jy weet hoe om die koper te smelt en te smee. Maar musiek, nee, dit maak nie sin nie. In die Hebreëse taal kry 'n mens dat woorde soort van aangehaak word by mekaar. En soos wat hierdie woorde uitgebrei word, is dit baie interessant om te verstaan dat die woordjie of die naam Jebal, musiek, toe alles te maak het met 'n fees wat Israel uiteindelik moes vier. Na die soveelste Sabbat wat 49 jaar moes wees, was daar 'n jubelfees gewees. Was daar 'n jaar van regmaak gewees. 'n Jaar waarin as jy iets geleen het, jy jou skuld vrygespreek word. 'n Jaar waarin as jy grond afgevat het, jy die grond moes teruggee. In die jubeljaar moes almal weer op 'n gelyke plek kon kom. Die een wat geskuld het, skuld nie meer nie. Die een wat nie gehad het nie, het weer gekry. En daarom wil ek iets in jou hart wakker maak. En ek wil vanoggend vir jou sê, as daar een ding is wat ek en jy mag doen en kan doen, is dit om weer voor die Here te begin jubel en te juig. En om iets te verstaan, en ek het so min kort oomblik om dit in jou hart wakker te maak, dat daar's niks wat soveel krag dra as lofprysing
en aanbidding. Om in jou grootste verloor God te begin loof en prys. En om te begin sê, Here, my kind, my toekoms, Here, my ouderdom, Here, my lewe. En om dan te begin om te sê, ek loof, eer en prys U, want U is die antwoord. Kan jy dit in jou hart probeer verstaan, as ek jou gedagtes dit wil wakker maak, dat jy verstaan, dat as ons by Jesus uitkom, dan kom ons by hom uit, omdat ons hom loof en eer en prys, nie omdat ons kla, en omdat ons wil hê, en omdat ons op die vloer beland, en ons kop styf, en ons is kwaad, en ons is ontevrede, en ons weet nie meer, hoe om nog meer te probeer om iets reg te kry nie. Nee, jy kom by hom met hierdie jubellied, jy kom met hom met hierdie lofprysing, en jy sê, Here, U is waarlik Gods. U is die antwoord van alles. Met ander woorde, I'll raise a hallelujah in the middle of the storm. Ek begin om in die krisis van my ervaring te sê, my God can do anything. Ek begin om in vreugde te staan, nie oor wat is nie, maar oor wie is. En sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Onthou, toe almal sê, hy is dood. Toe almal sê, hy is nie 'n oplossing nie. Hy is nie meer uitkoms nie. Toe doen Jesus dit. Hy gryp hom by die hand en hy rig hom op en hy sê, staan op. Moederlose ouers, bring jou kind na Jesus toe. Teleurgestelde oud, bring jou kind na Jesus toe. Ja, miskien het jy 'n droom gehad, behalwe dat jy 'n fisiese kind gehad het en kinders het. Miskien het jy gedink van iets wat dit moet word of wees. Jy het jou besigheid so gekyk en jy het gedroom van wat hierdie besigheid kan regkry en dinge het so skeef geloop en dit so verniel en so beskadig en jy het gekyk en jy het miskien net 'n droom gehad van waar jy eendag iets wil probeer of regkry en daardie drome, daardie toekoms, daardie jonke tot niet gegaan. Sê ek vanoggend vir jou, bring dit na Jesus toe. Ek glo my hele hart dat die Here kan in so kort tydjie regmaak wat in so groot tyd nie reg was nie. God vra nie hoe skeef dit geloop het nie. Hy vra, bring dit na my toe. En as jy vanoggend saam met my ons gemeente na die Here toe wil bring, wil ek vir jou sê, laat toe, laat God jou weer aan die hart aangryp. Begin om te jubel in die Here. Begin om te sê, omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, sal ons oorwin deur die bloed van die lam. Wie wil saam met my staan? En dan sê jy net daar waar jy staan, sê jy, Here, my omstandighede is teen my. Die wêreld staan teenoor ons op. Die kerke word bedreig en dan staan jy saam met my en dan begin jy om in die Here te jubel en dan sê jy, Here, ek het 'n toekoms. Here, my vrou het 'n toekoms. My lewe is in die hande en Here, ek kom en ek bring my huis en ek bring my lewe en ek bring my mense. Kom, wie wil saam met my staan en sê, Here, ek kom nou na U toe. Ek kom nou na U toe en ek sê, U is my God. U is 'n ewige God. U is 'n heilige God.
U is 'n God onbeskryflik. U is 'n God sonder beperkings. U is 'n God wat ver bo dit wat ons kan bid of dink laat gebeur. En ons kom as 'n gemeente vanoggend en ons sê Here, oud en jonk sal by mekaar uitkom. Oud en jonk sal mekaar dra. Ja, oud en jonk sal 'n verskil maak en die krag van God sal geopenbaar word. En Here, U het ons op die regte koers gesit. U wil hê dat ons in oorwinning moet wees en ons reageer op U roep vanoggend en ons bring na U toe. O Here, ons bring ons laste. Here, ons bring ons bekommernisse. Here, daardie situasie by die werk, dit kan nie so aanhou nie. Ek bring dit na U toe. Daardie omstandighede in daardie familie of in daardie plek, Here, kan nie so aangaan nie. Ons bring dit na U toe. Kom net daar waar jy staan. Bring dit na Jesus toe. Bring dit na Jesus toe. Jubel in die feit dat die Here is die antwoord en die oplossing en hy is die uitkoms daarvan. Here, U het mag om op te wek. U het mag om te laat lewe. U het mag om vir ons 'n deurbraak te gee. U het die mag om vir ons te laat glimlag en te laat jubel en juig. U het dit in, Here, U kan ons laat triomfeer, want U is ons God. Halleluja. O, dankie Here. Here, ons wil dit aan ons kinders demonstreer, dat dit is nooit te laat nie. Dit is nooit verby nie. Dis nie op die einde nie. Dit is nie dood nie. Dis lewe en dit in oorwinning. Dis die volheid en die krag van God in ons lewens. Kom net daar waar jy staan. Begin om te jubel in die Here en te sê, Here, ek sien iets nuuts. Here, ek sien 'n uitsprei lood. Here, ek sien iets wat begin. Ek sien iets wat wil kom. Ek roep dit. Ek sal dit koester. Ek sal dit vashou, want die Here is ons God en ons eer U daarvoor. Here, al ons skrifgeleerdheid en al ons skrifkennis kan nie doen wat U kan doen nie. Here, al kan ons alles verklaar met allerhande antwoorde wat die wêreld gee, sê ons die antwoord vandag is Jesus. Is Jesus. Jesus, kom net daar waar jy staan. Proklameer dit en sê, Here, U maak dit heel, U maak dit reg, U maak dit gesond en ons loof U daarvoor. Halleluja. O, dankie Here. Dankie Here, dankie Here. O, loof die Here. Alreis, halleluja. Halleluja. Doen dit